In Matteus 12 vers 32 sê die Here Jesus dat sonde teen die Heilige Gees glad nie vergewe kan word nie. Dis nogal interessant dat Paulus en die ander apostels wat die Nuwe Testamentiese boeke geskryf het, baie oor die werk van die Heilige Gees praat, maar ons hoor nie van die sonde teen die Heilige Gees wat onvergeeflik is nie. Tog moet ons nie die fout maak om te dink dat Paulus en die ander apostels nie oor die sonde teen die Heilige Gees praat nie. Dit word eerder die praktyke van die sondige natuur genoem of die sondes wat uitloop op die dood. Ons hoor dat mense wat lewe uit ons sondige natuur nie die koninkryk van God as erfenis sal kry nie. As ons byvoorbeeld Galasiërs 5 vers 13 tot 26 lees, word daar duidelike voorbeelde gegee van wat die dinge is wat vanuit 'n sondige natuur kom en die gevolge van 'n lewe sonder God. Daar word ook duidelik gesê hoe 'n lewe onder leiding van die Heilige Gees lyk en dat ons onder leiding van die Heilige Gees moet leef. Die sonde teen die Heilige Gees is nie een of ander geheimsinnige sonde wat ons by die einde gaan vang nie. Dis om die verlossing in Christus te verwerp en vanuit ons sondige natuur te leef deur met ons rug na God te leef. Ons wil nie hê dat die Heilige Gees ons gees se gedagtes nuut maak sodat Christus in ons kan leef nie. Ek en jy moet bid dat die Heilige Gees vol besit van ons hele lewe sal neem, sodat ons nie vanuit ons sondige natuur leef in sonde wat tot die dood lei nie. Bid jy dat die Heilige Gees so in jou sal werk, dat hierdie sondes wat tot die dood lei nie deel is van jou lewe nie. Bid jy dat die Gees kragtig in jou sal werk.